Stap 2. Skryf jou doelwit neer en kyk daagliks daarna. In stap 1 het ons bietjie begin kyk of raak aan hierdie onderwerp, maar hier gaan ons 'n bietjie meer in detail ingaan en dit ondersoek en bietjie meer bespreek. Daar is iets baie kragtigs wat gebeur wanneer jy die tyd neem om jou doelwit neer te skryf. Dit beweeg van 'n gedagte wat in en uit jou brein dryf of sweef selfs na iets wat 'n werklikheid word. Jy kan jou doel sien en dit is iets wat jy in jou hande kan vashou. Gedagtes is soos wolke in die lug. Hulle kom en gaan. Hulle verander van vorm afhangende van jou gemoedstoestand, jou omgewing en selfs jou vrese wat jy dalk mag hê op daardie oomblik. Wanneer jy jou gedagte neerskryf as 'n doelwit, gee dit vorm. Jy maak 'n stelling aan jouself en aan die wêreld dat jy ernstig is oor daardie doel. Jy dink nie net meer daaraan nie. Jy verbind jou daartoe wanneer jy daagliks na daardie geskrewe doelwit staar. Jy oefen jou gedagtes om te fokus. Jy stel of rig jou energie nou op met intensie. Elke oggend wanneer jou oë daardie woorde ontmoet, herinner jy jouself daaraan waarheen jy op pad is. Jy stel jou toon vir die dag. In plaas daarvan om deur take en afleidings rondgedryf te word, skep jy 'n visuele mikpunt of teiken in jou gedagtes. Jy weet waarvoor jy nou werk, want jy sien dit in daardie woorde wat voor jou lê. Jy weet nou hoekom jy opofferings maak. Jy weet nou hoekom jy jouself nou gaan begin uitdaag. Om daai droom in jou kop neer te sit as 'n doelwit op papier, gee dit struktuur, en om daagliks daarna te staar, gee dit krag. Jy skep 'n band met jou droom. Dit word deel van jou identiteit, en dit word deel van jou standaard as persoon. Jy hou jouself verantwoordelik wanneer jy gedurende die dag begin keuses maak, of keuses in die gesig staar, en moet maak. Jy hoef nie te wonder wat die regte besluit is nie. Jy meet nou elke aksie wat jy neem, teen daardie doelwit wat jy neergeskryf het op daai stukkie papier. Jy begin jouself te vra, beweeg dit my nader, of verder weg van my doel? Help dit my om die lewe te bou wat ek op daardie papier sien, of steel dit my energie? En sonder 'n duidelike geskrewe doelwit kan jy jou gedagtes maklik beginne verloor weer. As jou doel in jou brein rondsweef, kan dit afgetrek word of selfs verlore word deur tydelike gevoelens of selfs menings van ander mense om jou. Maar wanneer die doelwit elke dag voor jou is, word dit 'n anker. Dit grond jou. Dit bring jou terug na jou doel. Wanneer die wêreld jou van koers af probeer trek, skep dit 'n emosionele verbintenis. As jy daagliks na daai doelwit begin staar wat hier voor jou lê of teen jou muur geplak is of selfs op jou foon is. Dis nie net meer woorde wat op 'n bladsy is of op 'n selfoon se agtergrond is of 'n stukkie papier wat teen die muur geplak is nie. Dit is 'n visie van jou toekoms. Dis 'n herinnering aan wat moontlik is. En dis 'n bron van opwinding en dryfkrag in jou lewe. Dit is daai innerlike vuur wat brand in jou en die lig skep om die pad voor jou te kan sien. Hoe meer jy daarna kyk, hoe meer eg voel dit. En hoe meer eg dit voel, hoe meer werk jou gedagtes om dit te leer en laat gebeur. Dit is nie net genoeg om af en toe aan jou doelwit te dink nie. Jy moet dit deel maak van jou daaglikse ervaring. Sit dit om jou, waar jy werk, waar jy sit die hele tyd of waarheen jy ry. Jy moet dit gereeld sien, dat dit in jou gedagtes beginne ingeprent word. Jy wil hê jou doelwit moet die eerste ding wees wat by jou opkom wanneer jy wakker word en die laaste ding wees waarin jy dink voordat jy gaan slaap. Jy wil hê dit moet so lewendig binne in jou beginne word dat dit jou besluite en selfs jou gewoontes beginne vorm. Selfs jou gesprekke of jou aksies, sonder dat jy dit hoef te forceer. Om jou doelwit daagliks te sien herinner jou aan die lewe wat jy bou. Dit hou jou gefokus wanneer uitdagings ontstaan. Dit versterk jou veerkragtigheid wanneer die twyfel beginne insluip en dit stoot of dryf jou om weer te staan wanneer jy val. En dit het al baie met my gebeur en daai ding help jou. Dit trek jou vorentoe wanneer jou energie laag is.
en dit hou jou oop op die prys, selfs wanneer die reis regtig begin moeilik raak. Jy weet, die meeste mense misluk nie omdat hulle nie die vermoë het nie. Hulle misluk omdat hulle uit die oog verloor waarvoor hulle werk. Hulle word moeg, hulle raak afgelei en hulle begin wonder of dit die moeite werd is. Maar as jou doelwit elke liewe dag voor jou hou jy 'n innerlike motivering lewendig. Jy bly jou gedagtes voed met redes om aan te hou wanneer jy jou doelwit skryf. Maar wees baie spesifiek wanneer jy hierdie doen. Moenie iets vaag skryf soos ek wil suksesvol wees of ek wil 'n miljonair wees nie. Almal doen dit. Dit werk nie. Jy moet begin verstaan wat beteken sukses vir jou. Hoe lyk dit? Hoeveel geld wil jy verdien? Watter soort verhouding wil jy hê? Watter soort ervaring wil jy skep? Hoe wil jy elke dag voel? Duidelikheid skep krag. Om presies te wees skep dit momentum ook en gebruik sterk positiewe taal wanneer jy jou doel of doelwit neerskryf. Sê dit asof dit reeds joune is. In plaas daarvan om te sê ek hoop om eendag 'n besigheid te hê hier in Suid-Afrika, sê eerder vir jouself ek bou 'n floreerende besigheid wat my finansiële vryheid gee en my toelaat om 'n positiewe impak te maak op my gemeenskap. Of selfs in Suid-Afrika of Afrika of die res van die wêreld. Hoe sê hulle? Shoot for the stars and land on the moon. Dit oefen jou gedagtes om dit as 'n werklikheid te sien, nie 'n verre moontlikheid nie. Plaas jou geskrewe doelwitte ergens waar jy dit gereeld sien. Plak dit op jou slaapkamermuur of jou badkamerspieël of jou lesenaar of teen jou monitor soos ek maar baie keer doen of selfs jou foon se agtergrond, dit doen ek ook. Sit dit oral waar jy in jou omgewing rondbeweeg. Dit moet 'n konstante herinnering wees vir jou visueel. Laat dit jou ruimte begin indring, jy weet, of binnendring, totdat dit onmoontlik word om te begin vergeet, want jy sien dit die hele tyd. Laat dit deel word van jou omgewing en deel van jou daaglikse ritme. Om daagliks na jou doelwit te staar, aktiveer ook iets binne in jou, wat hulle selektiewe aandag noem. Jou brein begin 'n inligting anders filter. Jy begin geleenthede en verbindings en idees raak sien wat jy voorheen gemis gekyk het. Jou gedagtes word 'n magneet vir enigiets wat jou kan help om hierdie doelwit van jou te bereik wat jy neergeskryf het. Dit gaan nie meer daaroor om daarna te kyk nie. Dit gaan daaroor om dit elke keer te voel wanneer jy jou doelwit sien. Neem 'n paar sekondes om voor jou voor te stel of self voor te stel hoe dit sal voel om trots te voel. Jy weet, voel daai opwinding, voel daai dankbaarheid, voel die verligting wanneer jy jou werklikheid, dit 'n werklikheid word vir jou. En daardie emosie in jou begin insink en in jou liggaam insink. Jy weet, emosie skep dieper herinneringe en emosies dryf aksie. En wanneer jy sterk positiewe gevoelens aan jou doelwit heg, versterk jy jou vermoë om daarna toe te beweeg. Jy oefen jouself, soos daai spier wat ons van praat. Jy programmeer jou gedagtes vir sukses, en dis baie belangrik. Jy leer jouself wat die belangrikste is. Jy bou 'n geestesomgewing waar sukses onvermydelik word, want elke deel van jou is daarmee in lyn. Mense wat groot dinge begin bereik of actually klaar al bereik, is nie noodwendig die slimmer of gelukkiger mense nie. Hulle is gewoonlik duideliker. Hulle het hulle idees of hulle daai ding wat in hulle brein rondsweef neergeskryf wat hulle wil hê en hulle het elke liewe dag hulle oë toegemaak met daardie visie. Hulle het dit in hulle gedagtes gebrand totdat dit hulle werklikheid geword het. Jy kan dieselfde doen. Jy moet besluit dat jou drome daardie vlak van fokus die moeite werd is. Dit is werd. Daardie vlak van energie en daardie vlak van aandag, wanneer dit doelwit vir jou begin duidelik raak, help om daai struikelblokke wat jy ook het in jou brein te laat krimp. En wanneer daai visie sterk is, verdwyn die verskonings. En dis waarna jy wil beweeg. Wanneer die verstand gefokus is, styg die energie. En om jou doelwit neer te skryf en daagliks daarna te staar, gee jou struktuur
en die vuur wat jy nodig het om die lang pad na sukses toe te stap. Dit is nie 'n kort pad nie, mense. Maak redelik baie vinnig vrede daarmee. Hierdie is 'n lang pad wat jy stap. Daar sal dae wees wanneer jou motivering 'n laagtepunt bereik. En daar sal dae wees wanneer jy moeg word en onseker voel en oorweldigend gaan voel. En dis presies hoekom jy daardie geskrewe doelwit voor jou nodig het. Dis jou kompas. Dis jou ligdoring soos daai en daar in Durban op die strand of Kaappunt as jy in jou innerlike storm besig is. Dit is jou stille herinnering dat jy vir meer gebou is. Dat jy op 'n missie is en dat jy in staat is om dit te bereik. Wanneer jy hierdie gewoonte bou jy krag binne in jouself en jy ontwikkel 'n vlak van fokus en vasberadenheid wat meeste mense nooit ervaar nie, veral in Suid-Afrika en ek kan sê ook in die res van die wêreld. Jy begin besef dat sukses nie 'n misterie is nie, of daai mystery wat ons so van altyd hou in 'n storie. Dis 'n reeks klein dissiplines wat konsekwent beoefen word. Om jou doelwit neer te skryf en daagliks daarna te staar, is een van die eenvoudigste en kragtigste dissiplines wat jy kan beoefen. Dis 'n daaglikse handdruk met jou toekoms. En dis 'n daaglikse ooreenkoms met jouself. En dis 'n daaglikse daad van moed en toewyding. Dis hoe jou drome uit die wolke uithaal en hier op hierdie planeet Aarde grond en begin bou. Stap vir stap verdien jou toekoms daardie vlak van aandag. En jou drome verdien daardie soort respek. Jou lewe verdien daardie soort intentionaliteit. Skryf dit neer. Staar daarna. Voel dit. Leef dit. Daar sal deure en paaie vir jou begin oopgaan en jy sal begin sien. Daai klappies sal van jou oë begin afval en jy sal begin sien wat die werklikheid is. En jy sal begin sien wat se geleenthede ontstaan vir jou wat voorheen vir jou onsigbaar was. Jou verstand is regtig 'n kragtige ding. En jou fokus is ook 'n baie kragtige ding. Gebruik dit wyslik. Wonderlik, dit was stap 2. Klik op stap 3, jy wil dit nie mis nie.